Wanneer 'n mens op 'n dag so terugkyk oor jou lewe, dan is daar sekere dinge wat jy onthou, wat so glimlag om die mond laat speel. Een van die groot hoogtepunte in my lewe was die absoluut fantastiese voorreg wat ek gehad het om in die Alpe te kon paraglide. Nou paraglide is daai manne wat jy daar by Wilderness Sedgefield en daai omgewing sien, wat met die valskerm so in die lug hang. Jy het nie 'n masjienkie wat jou aandryf nie, dis net jy en die valskerm, en dan soek jy warm lugstrome wat opgaan, en dan gaan jy op, saam met die lugstroom tot bo, en dan vlieg jy weg, en dan gaan jy weer op, en so hou jy aan om te vlieg op die wieke van die wind. Nou om so te kan vlieg, moet die wind die regte spoed wees, en moet jy genoeg hoogte hê, sodat jy in die lug kan kom. Nou die hoogste plek in Suid-Afrika, waarvan jy kan launch, waarvan jy in die lug kan kom, is so 900 meter. Die eerste plek waar ek in Europa gevlieg het by Verbeer, was die launch 1900 meter hoog. Nog as 'n beduidende verskilletjie. Ek het daar gestaan en my hart het in my keel geklop. Ek wil vir jou sê, niks aan my het nie gebewe nie. En alles in my het gesê, daar is nie 'n manier wat ek dit kan doen nie. En toe het ek besef, dit is dalk die eerste en enigste maal wat ek die voorreg gaan hê om dit te kan doen. En toe het ek gemaak soos wat Nike, die groot skoenvervaardiger, se lese sê. Just do it. Ek het my valskerm opgetrek, ek het begin hardloop en toe in die lug gekom. En dit het gelei tot een van die wonderlikste belewennisse ooit in my lewe. Om so bokant die Alpe te kan sweef soos 'n voël was net onbeskryflik wonderlik. Ek sou nooit vir jou kon vertel hoe wonderlik dit was en hoe bang ek was terselfdertyd as ek dit nie gedoen het nie. Geen taak waartoe God die mens nog ooit geroep het, was soos wat die Engelse sê, a walk in the park nie. En juis daarom belê God soveel in die voorbereidingsproses vir dit waartoe hy ons roep. Ek het nie maar net eendag besluit, weet jy, ek gaan in die Alpe vlieg en toe gevlieg nie. Nee, ek moes eers 'n baie intensiewe kursus doen, waar ek moes geleer het, hoe werk die weer, hoe werk lugstrome, hoe werk al hierdie dinge wat verband hou met vlieg. Nou help dit nie, jy ken al die teorie en jy vlieg nie. As jy dan die teorie ken, dan moet jy dit begin toepas, dan moet jy begin vlieg. En hoe meer jy vlieg, hoe beter vlieg jy en hoe meer selfvertroue kry jy. Met elke vlug verhoog jou vaardigheid, dit wil sê leer jy iets. Abraham, Isak, Jakob, Moses, Josef, Petrus, noem hulle maar op, almal van hulle moes eers saam met God die karakterkursus in God se vliegskool doen. Hulle moes eers leer om hulle kursusleier, hulle instrukteur, 1000% te vertrou. In sy stil word by God, het God vir Nehemia 'n vliegdroom gegee. 'n Droom wat hom heeltemal bang gemaak het. As jy in daardie tyd die koninklike protokol oorskry het en sommer met die koning begin gesels het, sonder dat hy vir jou toestemming daartoe gegee het, dan was jy 'n groot moeilikheid, jy kon selfs doodgemaak word. Hier in hoofstuk 2 lees ons 'n hele paar keer hoe Nehemia se hart hier in sy keel geklop het van angs. Kom ek lees gou weer vir jou Nehemia 2 vers 1 tot 4. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wyn was voor hom en ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie. Maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie? Hartseer dan? Ek was baie bang. Maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lank lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is, in puin lê en sy poorte verbrand is nie? Ek weet verseker nie waar jy jouself vandag bevind nie, maar ek wil vir jou sê, as jy kies om 'n pad saam met God te stap, dan is dit deel van God se plan vir jou lewe, om hierdie karakterkursus te doen, om jou en my voor te berei vir die greep, die roeping wat hy op jou en my lewe het. Kom ons hou op om teen ons vrese vas te kyk en dink aan die wonder daarvan om saam met die almagtige God op die wieke van die wind te sweef. Die Here seën jou.